Dit is vir my 'n absolute voorreg om vanmôre die woord van die Here met julle te deel. En ek wil net dankie sê vir die direksiespan en kerkraad en Marius hulle dat ek vandag weer hier voor julle kan wees. Vra dat julle vir my die oë sluit. Ons wonderlike Vader wat woon in die hemel, kom vanmôre na U toe met diepe danksegging. Here, ek vra dat U die harte van die mense sal oopmaak, sal vatbaar maak vir die boodskap en nie wat dit moet hoor, dat hulle dit sal vaslaan. Here, ek bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in U groot en heilige naam. Amen. Ja, Slimson. Dis wat ek altyd gesê het, as ons gepraat het oor hierdie storie. Nou, is dit nie interessant as ons vir ons kinders uit die Bybel uitlees en die stories wat ons daarmee opkom nie. Nou, ek klaag glad nie. Inteendeel, ek is seker een van die grootste fans as dit kom by kinderstories en cartoons. En as jy nou by my huis moet instap, dan het ek so 'n oulike DVD-kas. Ja, ek het nog 'n DVD-kas met DVD's. Maar ek dink meer as die helfte daarvan is alles cartoons en kinderstories. En nee, dis nie omdat ek 3 kinders het nie. Ek het daai al bymekaar gemaak nog voor my kinders geboorte, asof ek geweet het. Maar as ons dan gaan kyk na die stories uit die kinderbybel uit en die helde en die heldinne wat hy van praat. Jy weet, ouens soos Abraham en Isak, Josua, Daniel, Rut. Dis baie sterk stories en hulle maak hulle hierdie helde. En ek is seker as ons een van hierdie kinders nou daar die klasie uit gaan trek, maak nie saak hoe oud nie, gaan hulle vir jou presies sê die storie van Slimson. So, Samson was die sterkste ou in die hele wêreld. Hy het baie Filistyne bymekaar gemaak. Ja, hy het baie van hulle bymekaar gemaak en hy het jakkalse gevang, hulle met sterte aan mekaar vasgemaak, fakkels daar ingesteek in die veld en laat jaag en daar brand hulle die hele veld af. Toe ontmoet hy vir Tannie Delilah. Die mooi groot oogies. Hy ontmoet vir Tannie Delilah en sy wil graag weet, maar waar kom jou krag vandaan? En sy hou nie op vra nie, en 2 keer sê hy vir haar met toue en hy breek los, en toe sê hy sy hare en hy breek los. En eventually gee hy in en hy sê vir haar, is in my hare. Julle maar, ek moet vir julle sê, sy is nie baie goeie hairdresser nie. Jy weet, hierdie arme oom kry sy haircut. En hulle vang hom en hulle sit hom in die tronk, en hulle spot hom. En dis waar daar 'n draaipunt in sy lewe kom, en hy gaan na die Here toe en hy sê hy is jammer. En die Here gee vir hom een keer laaste krag en hy stoot die pilare om. Dis die mooi weergawe van Samson. Dis regtig, dis die mooi weergawe daarvan. Maar ek dink as ons dieper gaan kyk, dan kom jy agter, maar Samson was nie eintlik so cool ou nie. Sy lewe was eintlik nie so mooi nie. Dis hoekom ek vir julle die iceberg opsit is om te sê, hier is just the tip of the iceberg. As ons ingaan en ons gaan kyk na Samson in Rigters 14 tot 16, dan kan 'n mens half Samson se lewe vat en in 2 dele opdeel. Nou, ek weet ons het dit klaar gedoen met die boodskap van laas week, maar ek deel hom weer in 2 op. En ek sê vir julle half, as jy gaan kyk na die eerste gedeelte van Samson se lewe, hy is geroep, maar hy is roekeloos. Hierdie man het absolute blessing van die Here af, maar hy is verskriklik roekeloos daarmee. Heel eerste wat ons sien is, op pad Timna toe, het 'n jong leeu op hom afgestorm. En hy sê toe het die gees van die Here oor hom vaardig geword, en hy het dit verskeer soos 'n mens 'n bokkie verskeer, sonder dat daar iets in sy hand was. So maklik soos 'n stukkie papier skeer. Glo ek weet nie hoe maklik dit is om 'n bokkie te skeer nie. Hy het sy ouers oortuig, hy is op pad, hy gaan met 'n Filistynse vrou trou. En ja, so op pad soontoe. Nou, die interessantheid daarvan, hulle sê, en toe gaan hy terug na waar die leeu was. Daar het hy die heuning gevat en geëet, en hy het dit toe sommer vir sy ouers ook gegee, sonder om vir hulle te sê, soos wat ons sien. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. Bring hulle sommer in, maak hulle deel.
Ja, so gaan hy aan en hy kom toe op die volgende gedeelte en hy gee vir die klomp mense by sy partytjie, lekker 7 dae lank gaan ons partytjie hou want ek gaan trou. En hy gee vir hulle almal 'n raaisel. En hy gaan hulle uitvang. Hy sê vir hulle, as ek julle vang, 30 stukke klere vir my, as julle my vang, 30 stukke klere vir julle. Die raaisel sê in vers 14, spys het uit die eter uitgegaan en soetigheid uit die sterkte. So gaan dit aan en vir die eerste 3 dae sukkel hierdie mense om die raaisel agter te kom. Hulle betrek sy nuwe bruid en hulle sê vir haar asseblief, gehoor net my om wat is die antwoord. En sy smeek hom en sy smeek hom en sy smeek hom. Die Bybel sê sy het gehuil. Tot en met hy eventually vir haar die antwoord gee en hy sê vir haar die antwoord en hulle gee vir hom die antwoord terug. En hier raak hy kwaad. Hy gaan slaan 30 dood. Bring vir hulle die klere en sê daar gaan julle. Ja. Die volgende gedeelte, ek sê so, hy sê hy laat lyk 'n 50 toets soos 'n T20 internasionaal. Weer kwaad geraak, hulle bind hom vas, sy eie volk, vat hom. Hy sê asseblief moenie my lewe neem nie. Hulle sê is reg, ons gaan jou vasbind, ons gaan jou oorhandig. En by leegie kom die Heilige Gees oor hom. Breek die toue los. Tel 'n varskakebeen op. Slaan 1000 mans dood. T20 internasionaal, IB de Villiers. 1000 mans, 1 kakebeen. Ja. Hy sê toe vir die Here, ek is dors. En die Here gee vir hom water. Doen vir hom 'n wonderwerk. Onthou hierdie. Sê vir die Here hy is dors en die Here gee vir hom water. Dit is hier waar sy lewe begin regtig uitmekaar uitval. Net hierna is waar hy, en ek wil sê hy was geestelik blind al van die begin af, maar hier is waar jy dit regtig kan sien. Hy is geestelik blind, want as ons gaan kyk na sy verhoudings, en nee, ek haal nie nou die vrouens uit nie. Ek dink dis genoeg gedoen vir môre. Maar oom Marius is blind aan die een kant, so hy kies sy regte kant. Sy verkeerde verhoudings met die verkeerde vroue, die wraakgedrewenheid wat in sy hart is. En jy kan dit sien elke keer wat hy homself strip. Maak hy gou 'n paar manne bymekaar. En natuurlik sy trots staan in sy pad om regtig te sien wat die Here vir hom wil doen. Bring my by die tweede gedeelte, Samson wat gebreek is, maar gebruik word. As jy hoofstuk 16 lees, kom jy agter dat die begin van sy einde was. Hy gaan kuier by 'n dame van die nag in Gaza. En die Gasiete sê, ons weet jy's hier. Ons gaan jou vang en ons gaan jou vermoor. Maar ons gaan wag tot môreoggend toe. En hy word toe middernag wakker, staan op, gaan na die poorthekke toe, groot deure. Hy sê, en hy vat grendel en al, ruk hy die deure met die poorte met als. Ruk hy uit, sit dit op sy skouers en dra dit berg op. Dis groot seun, sterk seun. En net daarna is waar hy vir Tannie Delilah ontmoet. Ja, shame. Liefde is blind. Dis waar hy regtig met sonde begin speel. Sy vra vir hom, waar kom jou krag vandaan? Waar lê jou krag? Waar lê die bron van jou krag? En soos wat ek gesê het, hy sê eers 7 vars lyne en hy breek dit. Hy sê toe vir haar toue wat nog nooit werk gesien het nie en hy breek dit. En hy sê vir haar, as jy my hare vleg in die mat met die pen,
kan ek niks doen nie, ek sal soos 'n gewone man geen krag hê nie. En hy breek dit. Sy sê vir hom, hoe kan jy sê ek het jou lief, maar jou hart is nie met my nie? Talk about love is blind. Vers 16 sê, en omdat sy hom met haar woorde aldaag gepers het, ek weet nie hoeveel mans voel so nie, maar omdat sy hom met haar woorde aldaag gepers het, en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword, dat hy kon sterf. Hy het opgegee. Toe kom die waarheid uit. En hy sê vir haar, lê my hare. En dis toe hy sy beide kry. Die Filistyne neem hom gevangene, steek sy oë uit, gooi hom in die tronk, spot hom, hy word die nar, val hard. Samson moes alles verloor het voordat hy besef het, hy maak staat op die verkeerde krag. Krag is nie in my hare nie. Vers 28 sê hy, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer. Hy het geweet dat hy met sy lewe gaan betaal, maar hy vat die kans vir die Here omgee. En hy stoot die pilare om, soos die foto wat Marius vir ons op het. Hy sê hy het meer mense daai dag doodgemaak, as wat hy ooit in sy lewe doodgemaak het. 3000 op die dak, weet nie presies hoeveel binne in die gebou self nie, maar hulle almal sterf saam met hom. En ek praat vanmôre oor, God herstel jou as jy val. Kom ons kyk wat ons kan leer by Samson, en hoe die woord sê, ons moet dit toepas, om eerder staat te maak op die krag van God, as ons eie wysheid en ons eie krag. So as ek val, moet ek opstaan. So dit werk. Julle en ek hou baie van die vergelyking te sê, ons maak gou so, wie kleinkinders? Wie het al kleinkinders gehad? Ek praat nou van die ouers, kids, kleinkids. Het jy al ooit op jou kind geskree as hy val? Moenie dit doen nie. Staan op! Nee, papas en mamas is geneig om te hardloop, veral as hulle nog baie klein is. Kom ek help jou op. Mooi, jy loop. Dis die Here met ons. As ons val, kom, staan op. Ek glo julle sal saam met my stem as ek sê, ons het al almal geval. En ek praat van sonde. Ons het al almal geval. Soms voel dit of jy val en bly val. Ek kry net nie daai sonde gelos nie, Here. Help my. Maar as jy val, dan maak die Here dit moeilik vir jou om weer op te staan. Sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Dis okay om swak te wees voor die Here, because that's when he does his best work. Net so kan ons staat maak op die krag wat hy ons bied. Maar julle sien, die opstaan werk tweesydig. Dis of tydelik of permanent. En die keuse van tydelik of permanent lê by jou. Samson moes betaal het met sy lewe, maar hier is die goeie nuus vir julle vandag. Die offer wat Jesus gemaak het aan die kruis op Golgotha, is vir ons genoeg om te sê, ek hoef nie te betaal met my lewe nie, hy het klaar. Al wat ek hoef te doen is om te aanvaar. Ek wil hê, julle moet vinnig verstaan dat julle baie duur losgekoop is. So kyk gou na die persoon langs jou en sê vir hulle die volgende. Jy is priceless. Wat is julle? Hoekom?
Want hy het ons duur gekoop aan die kruis. Dis hoekom. Mic drop, klaar. As ons gaan kyk nou, Romeine 6:23 sê hy, dat die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Jesus het klaar die dood oorwin. Hy het daai battle klaar gewen vir ons, namens ons, vir my, vir jou. Hy het jou gaan loskoop. So al wat hy verwag is nie perfektheid nie. Net 'n opregte hart, wanneer dit kom by 'n egte belydenis en 'n egte berou. Die spesiale gawes wat hy ons bied, kom met spesiale verantwoordelikhede. Dis nie 'n free ticket om terug te gaan in jou sondige natuur nie. Inteendeel, dis wanneer ons rug moet draai op die sonde en eerder ons oog gerig hou op hom. Ek dink hierdie is bietjie 'n moeiliker een om oor te praat. Sondevergifnis. Baie mense vra vir onvergifnis. Here, vergewe my asseblief. Maar net so baie van ons sukkel om dit te aanvaar. Die vergifnis wat die Here ons bied te aanvaar. As Christene sê ons baie vinnig jammer. En ons bedoel dit. Maar ons staan in ons eie pad om te aanvaar dat die Here jou vergewe het. Kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel. Wat maak die Here met sonde? So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dis Psalm 103 vers 12. U sal al hulle sondes in die diepte van die see werp. Micha 7:19. Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil en aan jou sondes dink ek nie. Hoekom sê ons dan weer jammer vir iets wat jy klaar voor jammer gesê het? Weet jy wat sê hy vir jou? Waarvan praat jy? Jy het klaar vergewe, waarvan praat jy? Kyk gou weer na die persoon langs jou. Hierdie keer sê vir hulle, jy is vergewe. Aanvaar dit. Hy het jou dier losgekoop. Jy is vergewe. Ek som dit vir julle baie oulik op hierso. Die ooste van die weste tot in die diepste van die see, dink hy nooit weer daaraan nie. Aanvaar dit. Dit is in die Bybel. Die Here is goed vir ons in so 'n manier dat hy ons sien sondes baie diep weggooi. Nooit weer daaraan dink nie. Stel dit een kant toe en dink nie eens daaraan nie. Wat moet ons doen? Dit begin by opregte berou en opregte belydenis. Jy moet dit regtig bedoel. Jy sien as jy opreg berou, dan erken jy die sonde wat jou maak val. Dit word vir jou uitgewys. En dan kan jy regtig fokus op gebed en sê, Here, dit is wat my plan is, wat op hierdie stadium besig is om te gebeur. Help my. En hy is goed genoeg, hy sal. Maak jou ook baie meer versigtig oor dit wat jy sien om jou aangaan. Maak jou opstaan permanent. Nie net tydelik nie. As ons omkeer, dus wanneer jy jou oog gerig hou op Here Jesus, jy beweeg weg van die sonde af. Ek sê nie jy gaan nooit weer val nie, dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê net jou opstanding is baie vinniger, want jy weet hy is daar om jou te help. Jy kan staat maak op sy krag. Jy kan vinniger bid as jy geval het en regtig berou het oor jou sonde. Dis 'n aanhoudende proses en nie net 'n one-time fix nie. Jy raak bewus en versigtig vir die sondes wat ons laat val. My struggles lyk nie noodwendig soos joune nie.
Dit wat ek deurgaan, lyk nie noodwendig soos wat julle deurgaan nie. So met ander woorde, my sondes en jou sondes lyk nie dieselfde nie. Ek sit myself nie hoor as enigiemand nie, inteendeel. En hierdie week het die Here meer met my gepraat as ooit van tevore. If we fall, we stand up. So Samson gevra het vir water, sê Jesus, kom na my toe. Leef tot oorwinning. En dit moet nie fake wees nie, dit moet opreg wees. Jou lewe raak bewyse van God se goedheid, grootheid en almag. Dis wat mense sien. Ek hou daarvan om te sê, wees die Bybel wat mense nie kan lees nie. Want nie almal het toegang tot een nie. Hulle wil dit in jou lewe sien, hulle sien dit in jou lewe en hulle wil weet, wat het jy wat ek nie het nie. Ek het vir Jesus Christus in my hart. Die Heilige Gees woon in my. Hy gee vir my die vrugte van die Gees. Hierdie stappe kan nie geskei word nie. En dis iets wat ons nie net, soos ek gesê, dis nie net 'n one-time fix nie. Dis iets wat jy elke dag, as nie elke uur of elke minuut moet uitleef. Terugdraai en dis 'n proses met 4 stappe. Ek het dit vir julle daarso opgesom. Neem asseblief 'n foto. Ek gaan vir Shamaine vra om met vir ons op die broadcast groep te sit. Opregte berou en belydenis, jou omkeer, bewus word van en versigtig wees teen die sonde. En dit lei ons om te leef tot die oorwinning. Wat is jou Samson oomblik? Waarmee sukkel jy of hou jy vas op hierdie stadium? By watter een van daai stappe hak jy vas? Daar is een ding wat die Here nie kan doen nie. Hoop julle het my mooi gehoor. Daar is een ding wat die Here nie kan doen nie. En dit is om jou beroude sonde en belyde sonde teen jou te hou nie. Ons het dit klaar gaan uithaal en dit klaar bewys. Hy doen dit nie. Dalk moet jy jouself begin vergewe. Hy sê jy moet jou naaste lief hê soos so het jy jouself lief. Vergewe jouself. Ons besit elkeen die krag van Samson. Al moet ek myself van tyd tot tyd herinner. Efesiërs 6:14 sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Weet julle wat volg hier op? Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ons het almal in ons om so sterk soos Samson te wees. Samson het 2 keer met die Here gepraat. Toe hy dors was en toe hy gevra het vir herstel. En weet julle wat? Die Here het albei kere hom genadig geraak. Hy het elke keer geluister en vir hom gegee. Hoeveel meer wil hy nie vir jou doen wat elke dag in sy presence dwaal nie? Dis nie 'n one-off nie, ons is in 'n verhouding met hom. Nie so Samson wat net wanneer hy hom nodig gehad het na hom toe gekom het nie. Gaan die week en doen 'n bietjie introspeksie op jou lewe. Kyk of jy geestelik blind is. Stoor die piljare om van dit wat jou weerhou om nader aan hom te wees. En leef in die oorwinning van die heilige en die ewige lewe wat ons gaan kry. Want julle is elkeen duur gekoop deur Jesus Christus. Sê dit weer, jy is priceless. Sê ek is priceless. Onthou dit, aanvaar dit. So Esteban het my gevra om net af te sluit met gebed vanoggend. Kom ons maak ons harte stil, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblik na U toe en ons kom sê vir U dankie vir die woord. Here, as ons dink aan verlede week se woord wat gebring is, Here, wat sê dat U gee vir ons spesiale gawes
maar dan is daar ook spesiale verantwoordelikheid. En Samson was so 'n voorbeeld vir ons gewees van hy het hierdie Nasareërs belofte gehad wat U vir hom gegee het. En hy het die verantwoordelikheid gehad om dit uit te leef. So ons ook vandag, Here. Ons het, soos wat daar gesê is vandag ook, Here, ons het hierdie voorreg dat U Gees in ons woon. Dat ons daai spesiale gawe het van die Heilige Gees wat oor ons uitgestort is op Pinksterdag. En ons het die krag tot die sterkte. En ek herinner myself aan daai woord waar U vir ons die belofte gee, waar U sê dat dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood uit, is in ons. En dis massive as ons dink dat daai krag in ons is. So Here, ons is veronderstel om in daai krag te lewe. En presies soos daar vandag ook gesê is, Here, ons moet net in daai krag leef. En ons almal het al geval en ons kom bely dit, Here, ons weet dit. Maar ons gebruik dit nie as 'n verskoning dat ons net mens is nie. En daai punte wat Esteban vir ons opgesit het, Here, dryf ons in hierdie week uit tot opregte belydenis. Here, tot om opreg en eerlik met onsself te wees in hierdie week, om te sê, ja, ek het al geval, maar dis nie 'n verskoning nie. Here, as U vir Samson kon herstel het wat geval het, wat U meer as een fout in sy lewe gemaak het, net so, Here, kan U my herstel vir die foute wat ek gemaak het. Maar Here, keer ons, dat ons nooit sal net sê, ek is 'n mens en ek sondig maar nie, want dis 'n swak verskoning, dis 'n halwe waarheid. Maar Here, wanneer ons na U toe gaan, soos wat daai 4 punte vir ons gesê het, wat hy vir ons gegee het, Here, kom ons in hierdie oomblik na U toe, en ons kom bid, dat U ons sal help tot opregte ondersoek, introspeksie in ons eie lewens, om te kyk, waar val ek? Dan om dit te vat na opregte belydenis toe, en weg te draai van daai foute af, en U te vertrou, dat ons ook in oorwinning kan lewe, dat ons die volle wapenrusting van God sal aantrek in hierdie week. Here, daar's die lewe druk om ons, ja Here, daar's verskriklike druk op ons, by ons werk, en ons families, en oral waar ons kom, is daar druk op ons, en daar's soveel versoekings en beproewings wat oor ons paaie kom, maar ons kom bid dat U vir ons sal help, om te besef vanoggend dat U wil ons herstel. Dankie vir die woord wat uitgegaan het, dankie dat U ons elkeen wil herstel, dat U gedagte oor my en oor elkeen van ons is, dat U wil hê ons moet in oorwinning leef. Help ons om in oorwinning te leef. Seën ook hierdie woord, Here, wees U self die naprediker van die woord, dat dit ons harte sal vasslaan, en dat ons sal dink aan dit, Here. Net al onthou ons die tema, en die goeders wat ons vanoggend ontvang het, van Here, as ek val, kan U, wil U my herstel. As ek net na U toe kom, soos wat Esteban gesê het, en ek sê net, Here, ek is dors. Ek dors na U geregtigheid, ek dors na U genesing, ek dors na U herstel. Ek dors, Here, om met U in verhouding te staan, sodat ek teen U nie sou sondig nie. En dis presies Samson se laaste gebed gewees. Here, help my om op te staan. Help my om my te herstel. En met daai woorde is hy ook in sy graf in. En ons sê vir U dankie dat ons hierdie voorbeelde in die Bybel het. Ons bid nou dat U vir ons sal help in hierdie week, en dat U met ons sal wees. In Jesus se wonderlike naam met danksegging. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, en hê 'n week vol van die Here se teenwoordigheid in jou lewe. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees met ons elkeen. Amen.